Hoofstuk 25. Kultuur, 'n westerse suksesresep. Kom ons hoor eers wat sê die Britse historikus Niall Ferguson in die publikasie Civilization, the West and the Rest. Die westerse kulturele pakket bied vandag nog steeds die beste beskikbare stel ekonomiese, maatskaplike en politieke instellings. Die wat die grootste waarskynlikheid het om die individuele skepende vermoë van mense te ontsluit om die uitdagings van die wêreld in die 21ste eeu te oorkom. Net voor Erfenisdag gesels 4 jong Eskom-ingenieurs met my oor wat hulle op die dag moet doen. Al 4 oorweeg immigrasie, omdat hulle nie 'n toekoms vir hulle self in Eskom of vir ons land sien nie. Maar hulle wil minstens probeer om saam te werk waar hulle kan. Eskom vier jaarliks Erfenisdag en werknemers moet hulle onderskeie kulture uitbeeld om sodoende onderlinge begrip te bevorder en rasseverhoudinge te verbeter. Ons wil nie kakieklere dra nie, sê die een beslis. Ons het maar besluit om rugbytrui aan te trek, vir ons afdeling 'n braai te hou en miskien teens Jordaanse Beautiful op Beaufort West te speel. Hulle vra toe wat ek daarvan dink. Julle kan dit gerus doen, antwoord ek. Julle hoef nie kakieklere te dra nie, sê ek met 'n glimlag. Onthou maar net dat ons kultuur veel meer omvat. Die westerse beskawing het deur die eeue ontwikkel en ons kan dit nie vervlak tot sport en ontspanning en kakieklere nie. Nou het jy dan 'n ander voorstel, vra die een. Nou, julle kan eintlik net soos gewoonlik werk toe gaan en doen wat julle altyd doen, begin ek. Hulle lyk verbaas en begin gelyk praat. Enige kultuur het harde en sagte ware, waarvan party oorvleuel en sommige verskil van ander kulture sin, sê ek. Die kragstasie vergestalt westerse harde ware soos wetenskap en tegnologie. Daarmee word vrye markekonomie aangedryf wat 'n westerse oorsprong het. Julle dienskontrakte en werksomgewing spruit uit die Romeinse regsorde. Eskom se hoogste gesag is 'n minister wat deur 'n westerse demokratiese stelsel verkies is. Al werk dit nie so goed nie. Hulle luister ietwat verstom. Kom ons kyk na die westerse sagte ware. Julle het gewerk terwyl baie van julle kollegas onlangs gestaak het en julle werk lang ure oortyd om die land se ligte te laat skyn. Dit is westerse waardes soos werksetiek en verantwoordelikheid. Julle kla omdat Eskom nie mense op persoonlike meriete aanstel nie. Dat vergaderings gewoonlik laat begin, daar nie genoeg dissipline gehandhaaf word nie en dat sosialistiese vakbonde teen alles in opstand kom. Julle is geweldig ontsteld oor die korrupsie van die voormalige Eskom-hoofde en die swak regering en topbestuur. Toegegee ek vereenvoudig en veralgemeen, maar die Eskom-krisis en die spanning in die werkplek is 'n mengsel van 'n ideologiese koue oorlog en 'n botsing tussen beskawings, oftewel konflik tussen kulture, sê ek. Daarby is ek bevrees dat die voortdurende arbeidsonrus en voortsleepende krisis in Eskom in werklikheid 'n opstand is teen ons westerse kultuur en die instellings en waardes wat daaruit voortspruit. Dit lyk al meer of 'n groot deel van die African National Congress, die ANC-leierskap, sommige senior Eskom-bestuurders en baie van julle kollegas nie westerse instellings soos die markekonomie, wetenskap en tegnologie, die regsorde en die grondwetlike demokrasie heeltemal verstaan of ten volle ondersteun nie, of dit selfs verwerp. Dieselfde met die tradisionele westerse kulturele sagte ware soos die kalvinistiese werksetiek, tydsbegrip, meritokrasie en persoonlike verantwoordelikheid wat die moderne ekonomie moontlik maak. Maar baie van ons swart kollegas werk net so hard soos ons en is net so ontsteld oor al die korrupsie en die swak regering, sê een, terwyl die ander instemmend knik. Ek bedoel nie hierdie harde ware en sagte ware is net westers nie. Ander kulture het ook baie dele daarvan, of het hulle kulture daarby aangepas, sê ek. Die Weste is immers nie 'n ras nie, maar 'n kultuur en lewensbeskouing. Individuele lede van ander kultuurgroepe kan verwesters of het dit reeds ten volle of minstens gedeeltelik gedoen. As bewys van die verskuiwing wys ek hulle op die Chinese wat reeds dele van die westerse kapitalisme aanvaar het, maar nie die demokrasie en regsorde nie.
So ook het die Russe taamlik oppervlakkig die demokrasie en kapitalisme aanvaar, maar nie die persoonlike vryheid, regsorde of eiendomsreg van die Weste nie. Net so het baie Japanners, Indiërs, Afrikane en Moslems selektief dele van die westerse kultuur aanvaar. Daar is egter ook 'n gevaar, meen ek hulle. Om te verwag dat die hele wêreld nou westers is of gaan word, is om jou eie kultuur as meerderwaardig te sien. Dit is waarskynlik waar die voortdurende beskuldigings van wit rasisme of die voortsetting van apartheid waarna jy verwys vandaan kom, meen ek. Sommige kollegas van ander kulture sien dalk julle onbewuste aandrang op 'n westerse werksplek as 'n aanduiding van 'n meerderwaardigheidsgevoel by julle of selfs as westerse kulturele oorheersing. Wat een kultuur of ideologie as normaal en vanselfsprekend sien, verskil dalk met die van ander kulture. Wanneer mense saam in een land woon en saamwerk, lei dit soms tot spanning. Baie dele van ons kulture oorvleuel. Ander verskil en sommige dele vertolk ons net heeltemal anders. Daarom moet ons dit waaroor ons saamstem uitlig en beklemtoon. Al deel ons nie altyd gemeenskaplike sienings nie, moet ons in gemeenskaplike belang saamwerk. Die uitdaging is dat nie alles van alle kulture en ideologieë volledig versoenbaar is met die eise van 'n moderne, mededingende ekonomie nie, verduidelik ek. Die onversoenbaarheid van sekere kulture en ideologieë is wêreldwyd duidelik. Die Chinese werksetiek oortref meestal wel die van hedendaagse westerlinge, maar die kommunistiese ideologie het hulle vir dekades lank teruggehou en heeltemal agterlaat raak. Na die aanvaarding van kapitalisme het China weer vinnig begin groei. Ideologie en kultuur kan gevolglik wel ontwikkel en aanpas, maar sal nie maklik eenvormig westers word nie. Kleredrag, sport en musiek is van die meer tasbare dele van kultuur, maar die ontasbare, die onderliggende harde en sagte ware is veel meer bepalend. Soos Samuel Huntington van Harvard gesê het, die kern van westerse beskawing is die Magna Carta en nie die Magna Mac nie. Geen foutlose kultuur nie. Later het ek weer 2 van die ingenieurs raak geloop. Hulle erfenisdag het toe goed afgeloop, laat weet hulle my. Dinge gaan ook nou beter, omdat hulle beter verstaan dat hulle sensitief moet wees vir ander, en dat hulle westerse kultuur nie die wêreldstandaard is waaraan almal moet voldoen nie. Wederzydse erkenning en respek is die grondslag van bestendige multikulturele samelewings. Die westerse kultuur is nie foutloos nie. Dit was deur die eeue heen verantwoordelik vir dieselfde historiese ewels as die van ander beskawings, soos slawerny, oorlog, verdrukking en gierigheid. Die Britse denker en historikus Niall Ferguson sê in sy boek Civilization, the West and the Rest, wat in 2011 gepubliseer is, dat die westerse kulturele pakket vandag nog steeds die beste beskikbare stel ekonomiese, maatskaplike en politieke instellings bied vir die ontginning van individuele menslike kreatiwiteit. Met die kreatiwiteit, meen Ferguson, kan die uitdagings van die nuwe eeu te bowe gekom word. Hy beskou nie ander kulture as die grootste bedreiging vir die westerse kultuur nie, maar eerder westerlinge se slapheid en die historiese onkunde wat dit voed. 'n Kultuur, of breër gestel, 'n beskawing, is in wese die tekste wat in sy skole onderrig word en deur sy leerders geleer en onthou word in tye van verdrukking, aldus Ferguson. Wat gebeur in Suid-Afrika? Word NP van Wyk Louw se groot Afrikaanse tekste nog in skole behandel? Te veel kinders weet nie van Louw se Raka, Toshie se Besembos of J. van Melle se Bartnel nie. Kulture is nie net braaivleis, rugby en lekker musiek nie. Dit is sekerlik ook deel van die Afrikanerse kultuur, maar kultuur word vervlak as dit verskraal word tot sport en ontspanning. Kultuur is 'n lewenswyse. Dit is wie en wat 'n groep is en waaraan hulle as vanselfsprekend glo. Dit is stelsels of hardeware soos regsorde, die markekonomie, wetenskap, tegnologie en demokrasie. En dit is waardes of sagte ware soos persoonlike verantwoordelikheid, werksetiek, tydsbegrip, dissipline en gesinsstrukture. Die Afrikanerse westerse kultuur is opgebou uit die skat van die Christelike geloof en lewensbeskouing uit Jerusalem.
'n denkwyse uit antieke Athene en 'n samelewingsorde uit Rome. Daarvandaan is dit gevorm deur die groot westerse omwentelings, naamlik die protestantse hervorming van die 16de eeu, die renessans van die 14de tot die 17de eeu, die verligting van die 18de eeu en die nywerheidsrevolusie wat in die 18de en 19de eeu plaasgevind het. Afrikaners is westers. Al bly die Afrikaner in Afrika, is dit 'n westerse volk met westerse waardes. Dit is nodig dat die Afrikaner weer 'n voorraadopname doen van sy westerse herkoms en beskawing en besin oor die bewaring van sy kosbare kultuurskat. Die westerse beskawing is die suksesvolste beskawing in wêreldgeskiedenis en vervul reeds die afgelope 5 eeue 'n toonaangewende rol op die wêreldtoneel. Tog ervaar westerse state tans 'n krisis as gevolg van interne probleme. Die opkoms van nie-westerse state soos China en Indië en die heropkoms van Rusland. Die verwatering van die protestantse geloof, 'n afname in die geboortesyfer en 'n verswakking van die waardes wat die Weste suksesvol gemaak het, soos werksetiek, spaarsamigheid en roepingsgedrewenheid, is enkele van die grootste uitdagings wat die Weste tans ervaar. Die gevolge hiervan kan gesien word in hulle huidige ekonomiese en politieke probleme. Die historiese verswakking van die Weste en die opkoms van 'n sterk nie-westerse blok vind samelopend plaas. Dit kan selfs tot 'n magsverskuiwing na die ooste lei, gevolg deur 'n gelyktydige verskuiwing weg van westerse waardes, soos wat Suid-Afrika na die magsverskuiwing hier ervaar het. Die Britse historikus Arnold Toynbee het betekenisvol gesê dat Afrikaners in Afrika 'n mikrokosmos van die Weste in die wêreld is. Dit is egter bemoedigend dat vooraanstaande denkers aan topuniversiteite soos Oxford en Harvard die afgelope jare meer klem plaas op die belang van die westerse beskawing se tydlose sukseswaardes. Vername denkers soos Huntington en David Landis van Harvard en Ferguson, oorspronklik van Oxford, het in opspraakwekkende publikasies verklaar dat tradisionele westerse waardes verantwoordelik is vir die beskawing se eeuwelange sukses. Boonop pleit die intellektualiste vir die bewaring van hierdie waardes en beskou dit as noodsaaklik vir die herlewing van die Weste, wat 'n sleutelrol in die wêreld speel. Soos vroeër gesê, waarsku Huntington teen pogings om westerse oorheersing voort te sit en beveel eerder westerse herlewing aan. Die bepalende westerse erfenis bevat die volgende elemente. Die Christelike erfenis, en die word beskou as die enkele belangrikste deel van die westerse kultuurskat en bied ook die morele kompas en gedragskode vir die Weste. En dan die Europese taal- en kultuurerfenis, waarby die kultuurskatte van antieke Athene, Rome en Jerusalem ingesluit is, die oppergesag van die reg, 'n selfstandige burgerlike en gemeenskapslewe onafhanklik van die staat en wat ook die skeiding van die staat en kerk insluit, verteenwoordigende en deelnemende instellings soos parlemente met demokraties verkose leiers, vryheid van persone, eiendomsreg, ondernemerskap en die vrye mededingende markekonomie. Wetenskap, tegnologie en die mediese wêreld, die maak ook hiervan deel uit, dan die Calvinistiese werksetiek en die verbruikerssamelewing met sy klem op lewensgehalte en lewensstandaard. Landis het in sy boek The Wealth and Poverty of Nations, wat in 1998 die lig gesien het, 'n studie gemaak van die oorsake van die armoede of welvaart van nasies. Sy gevolgtrekking was eenvoudig. As ons enigiets van die geskiedenis van ekonomiese ontwikkeling leer, is dit dat kultuur die grootste verskil maak. Die vraag is of die westerse kultuur in Suid-Afrika die ANC se aanslag daarop kan oorleef. Die uitwerking van kulturele onderdrukking is in 2004 treffend deur die Verenigde Nasies, dis die VN, se ontwikkelingsprogram UNDP verwoord. Lydens se UNDP-verslag is 'n gewone demokrasie en grondwetlike waarborge van individuele regte nie voldoende nie. Die verslag stel dit prompt uit. As die geskiedenis van die 20ste eeu iets bewys het, dan is dit dat pogings om kultuurgroepe weg te wens of in die meerderheid te laat opgaan, eerder 'n lewenskragtige kulturele herlewing uitlok.
Dit is dus duidelik. Demokrasie sonder kulturele vryheid is inderdaad net vryheid vir die demografiese meerderheid.